Baie welkom by ons aanlyn boodskap. Hier by NG Gemeente Jeffreys Bay maak God ons golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood. Goeiedag gemeente, baie welkom by hierdie week se afkondigings by NG Gemeente Jeffreys Bay. Ons wil julle graag uitnooi na die 2de April vir ons klerebutiek oop dag, wat van 9 uur tot 1 uur by die Gama kampus is. Daar gaan lekker koeke, pannekoeke wees, lekker gekuier soos elke jaar. Ons nooi elkeen van julle uit ook vir daardie geleentheid. Baie belangrik om in hierdie tydperk ook ons program te sien. Ons gaan heel eerstens begin met die 13de April wat ons Palm Sondag is. En dit is wanneer ons dan nou begin. Dit is die afskop ook dan van ons groot lydensweek, wat dan van die 14de tot die 17de April is, om 6 uur by die Gama kampus. Daar gaan elke aand 'n geleentheid wees waar ons regtig kan nadink, en dan ook prakties dit te kan ervaar en te kan beleef. Ons nooi julle uit vir daardie geleenthede van die 14de tot die 17de April, om 6 uur by die Gama kampus. Op die 18de April is Goeie Vrydag, en dit gaan 'n nagmaalsgeleentheid wees om 9 uur by die Gama, en ook 9 uur by Paradysstrand. Neem net kennis dat ons lofprysingsaand wat by die kompleks sou wees om 6 uur na die 20ste toe verskuif met ons opstandingsfees wat ons ook gaan hou op die 20ste April. Dan het ons die 19de op die Saterdag, stil Saterdag, wat by die Gama gaan wees binne in die gebedstuin om 9 uur tot en met 10 uur, waar jy self kan kom stil word, met ook begeleidende skrif wat vir julle gegee gaan word. Ons het dan die 20ste op Paasondag, 'n erediensgeleentheid by al ons kampusse, die Gama kompleks en Paradysstrand, en ons het ook dan die aand, ons lofprysingsaand by die kompleks. Op die 20ste is ons opstandingsfees, en wil ons julle uitnooi om saam met julle ook blomme en groentakke saam te bring. Om 9 uur gaan ons deure oopgemaak word, en van daar af gaan ons by die kampus en by die kerkgebou inbeweeg, en dit gaan 'n wonderlike feesviering geleentheid wees. Bring jou blomme, bring daai takke saam, kom beleef saam met ons ook die opstandingsfees van Jesus Christus wat opgestaan het en wat lewe. Ons hoop om jou daar te sien. Dan soos wat ons elke jaar ons seefees, of soos wat ons dit noem, 'n goeie kerkbazaar op die 21ste Junie. Ons nooi elkeen van julle uit ook vir hierdie geleentheid. En ons het jou nodig om hierdie fees 'n reuse sukses te maak. Ons het mense nodig wat met die hande kan help voor die tyd, tydens as ook na die tyd. En natuurlik ons skenkings elke jaar wat so belangrik is. En ons wil graag vra dat indien jy graag skenkings wil gee, het sy vir die wit olifanttafel of 'n bees, 'n skaap, enige iets wat jy vir hierdie fees wil bring, selfs 'n finansiële bydrae, sal vir ons so baie help om op daai manier aan te koop en 'n verskil te kan maak. En so weet ons dat daardie gelde wat ook dat natuurlik inkom, ook net so vir die bedieningswerk van die Here ook aangewend kan word. So help ons om hierdie fees 'n reuse sukses te maak. Dankie vir elkeen van julle wat ook saam met ons ook op hierdie pad is. Gemeente, soos wat julle weet, het ons in die gemeente ook 'n herderspos. En ons herdersposte, soos in die verlede, is 12 maande kontrakposte wat elke jaar geadverteer moet word. En hierdie 12 maande kontrakposte om Enslin het nou tot 'n einde gekom. En ons is nou besig om, soos wat julle gesien het, weer te bemark vir herdersposte. Bid asseblief vir ons ook vir die regte aansoeke, en om by hierdie span ook aan te sluit, om ons te kan kom help. Dit is 'n verlengstuk, 'n verlengarm van ons pastorale versorging binne in ons gemeente en ook in die gemeenskap, wat dit vir ons so belangrik maak ook in die gemeente. Dit is 'n belangrike bediening om mense, dit is so groot voorreg om saam met oom in hierdie 12 maande te kom dien hier in NG Gemeente Jeffreys Bay. En ons wens oom hulle ook 'n baie geseënde tyd ook nou toe. Daar lê 'n klomp opwinding vir julle nou in hierdie tyd, en ons sien ook uit daarna. Dankie ook vir die saam op reis wees en wat ons ook by oom kon leer. Oom is regtig 'n goeie kollega. Dankie ook daarvoor. Ja, Joe, ek wil ook sommer net sê van my kant, hierdie jaar was vir ons baie verrykend. Myself, en om deel te word van die gemeente in hierdie groot opset. Ek kom gewoonlik uit 'n klein opset van klein gemeentetjies, so dit was my geweldig verrykend. En om deel te wees van die span, dit was 'n ongelooflike voorreg, en ook deel te kan wees van eredienste en dan die gemeente in die geheel.
En die voorreg as mense jou toelaat ook in hulle lewe om ook in te speel daar en te help om die padwyser na Christus toe te wees. So, dit was my groot voorreg. Dankie. Nee, wonderlik. En ons bid ook vir oom hulle, dankie ook vir oom hulle se menswees en die verskil wat julle ook gemaak het, ook in hierdie gemeente. En ons weet ook, julle gaan nie weg nie, julle is in die gemeente, bly hier en gaan nog steeds in die gemeenskap en ook hier in die gemeente ook dienend bly. En ons sien uit na dit wat die Here ook vir julle pad ook nou vorentoe ook beplan. Baie dankie. Daar sê, seën vir oom hulle en ons dink ook aan oom hulle in hierdie tyd. Dankie. Sê. Dan van tyd tot tyd, soos wat julle weet, is leraars ook met verlof. So neem maar net kennis op ons afkondigings, watse leraars tans op die oomblik aan diens is en watter leraars ook met verlof is. Vir al ons gesinne wil ons sê, mag hierdie vakansietyd vir julle regtig goed wees. Weet ons is hier in die vakansietyd steeds by die gemeente, in die oggende, kom wees deel van ons eredienste, dit sal so lekker wees om julle hier te hê, veral oor ons Paasfeestyd, gaan daar ook wonderlike goeders ook gebeur hier by die gemeente van Geestelike Groei. Dan hou net ons sosiale media platforms, ons kommunikasie dop vir ons Bybelse stap, wat binnekort ook vir ons kinders aangebied gaan word. Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn boodskap hier van NG Gemeente Jeffreys Bay. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend met julle te gesels hier uit Romeine 5. Ons visie in Jeffreys Bay NG Gemeente, wees lig, leef lig en belangrik, deel die lig wat die Here in jou hart uitgestort het. Mag die Here jou seën vanoggend en in jou hart werk en dat wanneer ons afsluit met hierdie boodskap saam, dat jy nie dieselfde sal wees as wat jy nou is nie, nie een van ons nie. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons in U naam by mekaar kan wees, dat U hier is, omdat U beloof waar 2 of 3 in U naam saam is, daar is U ook teenwoordig. Ons bid dat U ons harte oopmaak, Heilige Gees, dat U met ons praat, dat U woord helder en duidelik sal grond vind in ons harte, en dat daai saad sal groei en vermenigvuldig, dat daar ryk oes sal wees op wat ons vandag van U af gaan hoor. Ons vra dit in U naam, Here Jesus. Amen. Nou is daar van ons wat verjaarsdag het vandag of hier afgelope week, in die komende week. As jy al aanlyn is en dis jou verjaarsdag, baie geluk. Of as daar 'n huweliksherdenking is, baie geluk. Dis vir ons heerlik om te kan vier dat die Here vir ons lewe gee, dat hy vir ons 'n nuwe jaar gee. Ons waardeer dit en is vir ons lekker om dit ook saam met jou te vier. Laat weet vir ons as ons nie bewus is van verjaarsdag, jou huwelik, of as daar iemand is naby jou wat siek is of wat gesterf het, laat weet asseblief vir ons sodat ons ook by julle uit. Ek wil vanoggend gesels met jou uit Romeine hoofstuk 5. Dit is een van die moeilikste hoofstukke vir my persoonlik in die Bybel. Al die jare het ek geworstel met hierdie spesifieke gedeelte. Want dit klink soos 'n stryd wat maar die hele tyd daar is. Die een deel sê Paulus so en die ander deel sê Paulus so. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag. En terwyl ek voorberei het hiervoor, het die Here regtig in my hart gewerk en verstaan ek hierdie gedeelte baie beter as wat ek dit ooit verstaan het. En ek hoop dit sal vir jou ook so wees. Nou ons gaan die Bybel oopmaak in Romeine 5, hier van vers 12 tot vers 21. Maar eers so 'n bietjie later. Ek wil net weer sê, wees lig, leef lig. Wanneer ons daai lig van die Here in ons lewens toelaat, en veral uit Romeine 5 vandag, dan gaan dit ons vrymaak om uit te stort wat die Here in ons harte ingestort het. Ons gaan vandag deel iets groot van die krag van die Here se onuitspreeklike, onverdiende genade, wat 'n groot glimlag, 'n wye smaal in jou hart sal sit. En dit kan ons met mense deel hier rondom ons. Ek wil jou uitdaag om nie maar net te hoor nie,
maar vir jouself af te vra, waar staan ek? En wat moet ek hiermee doen? Want alles wat die kerk doen, volg uit Jesus se groot opdrag. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis waarom ons lig moet wees en lig moet leef. So wat gaan jy doen? Wat kan jy doen? Daar waar jy is, om mense wat nodig het om die Here te leer ken, om mense wat aanmoediging nodig het, wat hulp nodig het, net so bietjie te help, net so bietjie op te lig, of baie op te lig, omdat jy vrymoedigheid neem om te gaan deel wat jy vandag leer uit die Here se woord uit. Nou ons staan in Romeine stil, die gemeente in Romeine het so pas herenig, kan ons sê, want die Jode was daar in 49 na Christus deur Claudius eintlik verban uit Rome uit, omdat hulle baie moeilikheid veroorsaak het. Joodse Christene ook, is verban uit Rome uit, en nou het hulle pas teruggekom hier rondom 57 na Christus. Paulus skryf die brief van die Romeine, daar uit Korinthe uit, en hy probeer vir hulle mooi verduidelik in Romeine, wat dit is wat ons glo, en as gevolg daarvan het ons een van die beste teologieë van die Christelike geloof in die boek Romeine. Toe Martin Luther met Romeine werk, het hy gesê, dit het sy hele lewe verander. Soos ons weet, Romeine 8 vers 1 het veroorsaak dat ons vandag met mekaar kan praat. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Soos Martin Luther se lewe verander het baie mense na hom se lewe verander. En baie voor hom ook, wat hierdie boodskap verstaan het. Kom ons lees eers saam Romeine 5 van vers 12. Maak jou Bybel oop en lees saam met my. Paulus skryf verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van die een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot die veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur die een mens. Maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus, ons Here. A tale of two Adams, het iemand in 'n preek gesê. Daai ding wat daar binne in jou is en binne in my is, twee mense. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En partykeer wil ons die goed doen wat ons nie wil doen nie. Sonde wat teen genade, sonde wat teen lewe, 'n stryd voer. En daai wrywing
is heeltyd daar. Want ons leef in hierdie wêreld, ons is nog nie in die hemel nie. So wat gaan op hierdie oomblik in jou hart aan? Hoe lyk jou lewe? Want op die ou end praat ons nie hier van geestelike realiteite wat weg is van ons fisiese lewe nie. Dit wat in ons hart is, kom uit in dit wat ons doen in ons lewe. Waar staan jy? Ons lees hier dat daar deur een man se misstap, een man se sonde, 'n virus gekom het wat alles besmet, tot vandag toe. 'n Virus gekom het waar daarvoor geen teenmiddel was nie. Niks kan dit stop nie, niks kan dit vandag nog stop, tensy daar iets anders gebeur, soos wat ons gelees het. Die dood regeer en daar is 'n doodsreuk wat in hierdie wêreld hang. Romeine 3 vers 23 sê daar nie een is wat goed is nie, selfs nie is een nie, nie jy nie, nie ek nie, niemand van ons nie. En daarom sterf baie, as ons hier lees in vers 15, dat baie gesterf het, geoordeel is en veroordeel is, dan beteken dit eintlik almal, sonder uitsondering. En die inentings wat jy hierteen kan kry, het nie bestaan nie. En toe kom die wet. En die wet maak dit vir ons nog moeiliker, want nou ontdek ek skielik hoe groot my sonde is, en hoeveel my sonde is, en wat 'n goed ek actually verkeerd doen. As ek die 10 gebooie daar in Exodus 20 mooi gaan lees, en ek stel voor, jy doen dit gereeld, en ek meet my lewe daarteen, dan besef ek dat, soos Jesus gesê het, as ek een gebod oortree ek al die gebooie. Ek kan nie maar net sê, yes, ek het 9 uit 10 of 7 uit 10 gekry nie. Nee, dis 10 uit 10 of 0. Hoekom? Want my hart moet op die regte plek wees. En as gevolg van die een man, Adam, dis jy en ek, Eva, dis jy en ek, se sonde, het die sonde alles besmet. Dit vloei in elke hoekie in. Jy kan dit nie uithou nie. Tim Keller het die ding so gestel, we are much more sinful, all of us, than we care to admit. Hier diep binne in ons beendere sit daai virus. Kyk maar na die wêreld. Kyk miskien na jou eie hart en die genadeloose manier hoe ons na mekaar kyk en na mense kyk. Die genadeloose manier hoe misdadigers mense mishandel. Die genadeloose manier hoe die mense in die wêreld op hierdie stadium oorlog maak. Ander mense doodmaak, misbruik, onderdruk. Mensehandel. Die misbruik van ander ouens se lewens vir myself. Selfsug is een van die grootste maatstawwe vir sondigheid. Vir hierdie virus waarvoor 'n mens geen antwoord het nie. En ons, ek en jy, wat baie keer skyn heilig, die fokus plaas op 'n klein dingetjie wat iemand anders verkeerd doen, sodat ek my eie sonde kan verdoesel en die aandag kan aflei daarvan. Of ek probeer om met my goeie dade, my slegte dade uit te balanseer. Dis wat die moslems doen. Hulle glo dat hoe meer goed jy doen, hoe beter gaan dit wees as dit aan die einde kom en jy jou slegte dade voor rekenskap moet gee, maar as jy meer goed gedoen het, dan draai die skaal om. Dit werk net nie, want daar is geen einde daaraan nie. Jy kan nooit goed genoeg wees nie. Romeine 7 vers 24 sê, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Prys die Here, hy het ingetree. Vers 15 sê, maar God het sy genade kom uitstort. Hy tree in daar waar hy een man sonde gedoen het, as een man, Jesus Christus. En hy kom vervang daai sonde en die genadelose, hopelose bestaan van die mens met genade. Daar kom 'n nuwe regering, nuwe hoop, die koninkryk van Jesus, die gesalfde koning, Christus, die enigste teenmiddel teen die sonde. En hy as onskuldige, weerlose lam van God word gekruisig. Ons is in die lydenstyd.
Hier is 'n tyd wat ons moet kan identifiseer met wat Jesus vir ons kom doen het. Nog 3 Sondae voor opstandingssondag. Ek wil jou uitdaag om in hierdie tyd, spesiale tyd in gebed, spesiale tyd van nadink oor wat Jesus kom doen het, hoe hy kom ly en sterf en betaal het met sy bloed vir my sonde. Want daai bloed is die teenmiddel teen die virus. En as jy nie ingeënt is nie, dan is jy siek en dan gaan jy dood. En die gevolg van die sonde is die dood, en dis die ewige dood. Maar die bloed van die lam kom maak ons vry, kragtig en gee vir ons genade. En daai genadegawe is vir jou ook. Lees ons in vers 15. Vers 15 is die draaipunt van hierdie teks. Ons is vrygespreek. Maak nie saak of jy 'n keuse gemaak het in jou lewe en keuses gemaak het wat gelei het tot die dood. En dat jy sit en jy besef hier's doodsreuk om my. Dinge loop nie reg nie. Jy kan vandag nou na Jesus toe kom. En jy kan vir hom vra, Here, kom gee daai oorvloedige genade van u sterfte en u opstanding. Daai oorvloedige genade van genesing vir my asseblief. Aanvaar hom. Dis nie 'n gedagte nie, dis nie 'n idee nie. Dis nie 'n teologie nie. Dis 'n persoonlike aanvaarding van Jesus, sodat jy vrygespreek as sondaar op kan staan en sê, ek leef nie meer nie. Ek is dood vir daai sonde. Ek kan nou die wet van die Here vervul, want dit is reeds vervul vir my. Ek kan nou al 10 gebooie gehoorsaam. Daarom kan ek my lewe bewaar, soos die Here dit bedoel het. Ek kan my lewe bou met die mense om my, in die gemeenskap waarin ek is, in hierdie wêreld waarin ons leef, en 'n lewensgeur versprei, want ek kies die lewe. Ek kies lig. Ek kies om lig te lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u genade onverdiend, ewig, onveranderd is. Dankie dat soos ons hier sit om u woord, dat ons hande oop kan maak in ons harte en kan sê, Here, kom asseblief in opnuut. Kom asseblief en verander my hart. Dankie Here dat u ingegryp het in miljoene mense se lewens in die geskiedenis en ook in my lewe. En ek wil vandag voor u staan en vra, Here, sien my raak. Kom gee u genade ook in my hart, dat ek dit kan verstaan en ek aanvaar dit ook nou op hierdie oomblik in u naam. Amen. Ek wil vir julle uitnooi soos ek nou gebid het. As jy aangeraak is deur die Here se genade vandag om ons te kontak en met iemand te gesels wat vir jou kan help om verder die pad met Jesus te stap. Want hy het ons geroep om disippels van hom te wees. As daar van julle is wat finansiële bydraes wil maak vir die gemeente en vir die werk van die gemeente, dis ook jou werk te loops, kontak ons en ons gaan vir jou help om dit te doen. Baie dankie dat julle hierdie tyd saam met ons spandeer het.